naam van die Here is 'n sterk toring. Die regverdige hardloop daarin en word beskud. Goeiemôre almal. Volgende het ek die tema. Dit gaan oor, my tema is 'n liefdevolle erfdeel. Julle is welkom om julle woord oop te maak daar by Lukas 15 en baie dis 'n bekende gedeelte waar Jesus die gelykenis gemaak het van die verlore seun. Maar vandag gaan ek met julle deel hom. Maar ek gaan bietjie staan by die broer wat nie weg was nie. Ons almal ken daai gedeelte waar van vers 11 af waar hy sê hierdie man het 2 seuns gehad. Waar hierdie jongste seun vir sy pa gesê het, "Pa, hier is my weergawe. Ek gaan dit nie in die Bybel lees nie. Pa, jy lewe nog, maar ek soek my erfdeel." Eintlik wat hy hier sê, "Pa, ek wens jy was dood gewees." Want al wanneer iemand iets kan erf, is wanneer iemand tot sterwe kom. Hierdie seun, hy sê vir sy pa, "Dit wat jy het, wat myne is, ek wil nie wag oor 10 of 20 of 30, miskien oor 50 jaar en kom ek wil dit nou hê." Jy sien, hierdie seun, hy het gesoek na vryheid sonder goddelike liefde en genade. Dis wat hierdie seun nog gesoek het. Hy het wêreldse liefde gesoek. Hy het nie die liefde van 'n pa gesoek nie. En hierdie seun, ekskuus. Nou gaan ons vers 14 lees. En toe hy alles deurgebring het, kom daar 'n swaar hongersnood in daardie land. En hy het begin gebrek ly. Jy sien, hierdie seun is weg van sy pa se huis af. Daar waar hy elke dag 'n gekookte bord kos gekry het. Wat is die lekkerder om by jou ouers huis in te stap? Maak nie saak of dit 'n Sondagmiddag is. As jy daai voordeur so oopmaak, jy ruik daai soet pompoen, daai patats, daai skaalbout. Al daai lekker goed wat jy ruik, wat al voorberei is vir jou. Nou, toe hierdie seun het weggegaan. Hy is nie meer by sy pa nie. Waar sy pa vir hom kon gesorg het nie. En hy het net begin swaar gaan. Toe het hy by een van die burgers van daardie land gaan, hy daar gaan werk, en die het hom in sy veld gestuur om sy varke op te pas. En die woord sê in vers 16, en hy het verlang om sy maag te vul met die pele van die varke eet. Hy het vir die varke kos gegee, nie vir hom kos gegee nie. En nou hy honger begin kry binne hom, as ek maar net van hierdie kos kan eet. As ek net van hierdie pele kan eet. Net om bietjie my honger te kan stil maak. En niemand het aan hom gegee. Hy wil hê dit wat nog nie, dit wat sy pa besit, dit wat sy pa sin is syne ook. Hy het daai konsep nog nie verstaan nie. Jy sit hier vanoggend, jy is God se kind. Wat God se is jou. Baie mense vandag doen presies dieselfde. Hulle wil God se seëninge hê, maar hulle wil nie 'n verhouding met hom hê nie. Hoe kry jy God se seëninge? Met 'n verhouding met hom. Dis soos ek en jy
God se blessings op ons lewe kry. Hierdie seun het sy erfdeel gekry, sy aardse erfdeel. En dit was te veel vir hom gewees, en hy het verdwaal. Hy het alles opgemors. Romeine 6 vers 23 sê, die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Jesus Christus, ons Here. God dwing niemand van ons wat hier so sit nie, ook die mense wat hierdie woord gaan luister. God dwing niemand om 'n verhouding met hom te hê. Amen. God gee vir ons 'n keuse. Dis jou keuse of jy hom wil dien of hom nie wil dien nie. Dis jou keuse. Wil jy sy seëninge ontvang of nie ontvang nie? Deuteronomium 30 vers 19 sê, ek het jou die lewe en die dood voorgehou. Dan sê die woord, kies dan die lewe. Hoor hierdie woord. God het vir jou die lewe en die dood. Wat het vir jou? Wat gaan jy kies? Ek sal lewe kies. Choose life. 'n lewe sonder God se genade lei tot 'n geestelike armoede. As jy jou rug op God draai, jou geestelike lewe, jy skade. Ons gaan 'n bietjie verder op hierdie jong man. Dis waar nou die goeders begin verander het. Die begin van genade is. Vers 17 sê, maar hy het tot homself gekom en gesê, hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood en ek vergaan van honger. Iets begin werk binne hom. Vers 18 sê, daai jongman besluit, ek sal opstaan en na my vader gaan en ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor U. Ek is nie meer werd om die seun genoem te word nie. Maak my een van die huurlinge. Jy sien waar die draaipunt begin kom. Toe hy besluit het, ek het gefouteer. Jy kan hoeveel preke hoor oor goeders. Jy kan hoeveel keer hoor, hierdie is die goeie goed, hierdie is die slegte goed, maar die dag, wanneer jy die besluit maak, vandag is vandag, ek maak 'n draaipunt, dis wanneer goed begin verander. Hier is die hoogtepunt van hierdie storie, van hierdie verlore seun. Dis waar alles toe begin beter gaan. En ek sit so terwyl ek hierdie lees en Heilige Gees praat met my. Hy sê vir my, dink as jy moes in hierdie seun se skoene was. Ek sê, ek sal nie geloop het huis toe nie. Ek sal gehardloop het. Ek weet nie waar sou die krag vandaan gekry het om so ver te hardloop nie. Maar ek sou gehardloop het. En Heilige Gees bring hierdie storie by my op van toe ek in die laerskool was. Toe ek uitgeloop het by die hospitaal en die dokter vir my spuit. Ek hardloop kilometers. Seker 20, 25 kilometer. Met bands en met pyjamas. Hardloop klaar. En dis waar ek gelukkig is. Dis waar ek wil wees. Ek wil nie in die hospitaal wees en daar lê en net voel maar al hierdie mense, jy mag niks doen, jy kan nie buite speel nie. Want hulle sê jy siek. Ek het geweet ek is nie siek nie. Maar die dokter het gesê ek is siek. Jy sien wat het hierdie kind, as jy nou hierdie seun situasie vat. Dink jy net slappe pas huis toe gegaan?
Ek sê ten minste sou hy in tweede rad gegaan. Ten minste. Want hy weet by sy vader se huis wag op hom kos. Daar's iets van hom wag vir hom. Genade begin by die nie by die volmaaktheid nie, maar by 'n gebroke hart wat besluit om terug te draai. Dis waar die verandering kom. Ons gaan nou na van vers 20 tot 24. 'n beeld van oorvloedige genade. En hy het opgestaan, dis die pa, en hierdie seun het nog gegaan na sy vader toe. En die woord sê, toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien, en innig jammer vir hom gevoel, en gehardloop, en hom omhels, en hom hartlik gesoen. Nou dink vandag, het hierdie pa nie, elke dag, geloop tot by die hek, en gestaan daar, en gewag, wanneer kom ek? Wanneer kom my seun terug? Want die woord sê hy het hom gesien. As jy iets sien, moet jy mos gaan kyk iets. Hy sê net op die stoep gestaan het, net so gekyk het, okay nee, alles is alright vandag. Ek dink het elke oggend, wanneer hy sy koppie koffie gehad het, met kondensmelk, opgestaan, en sy koppie gevat, en gestap in die pad, tot waar hy kan sien, wanneer kom my seun? God staan, en hy wag vir jou. En die woord sê, hy het hom omhels. Hy het sy arms oopgevou, en hom geomhels. En die seun sê vir hom, Vader, ek het gesondig teen die hemel, en voor u, ek is nie meer werd, om die seun genoem te word nie. Maar die vader sê vir sy diensknegte, bring die beste kleed, nie bring 'n kleed nie, die beste kleed, en trek dit vir hom aan. Geef vir hom 'n ring vir sy hand, en skoene vir sy voete, en bring die vetgemaakte kalf, en slag dit, en laat ons eet en vrolik wees. Want hierdie seun vir my was dood, en het weer lewendig geword. En hy was verlore en is gevind, en hulle het begin vrolik word. Hierdie vader het gehardloop van liefde. Soos ons vader, ons Abba Vader, se omgee hart wat hy vir elke een van ons het. Vader wil nie hê jy moet in daai gat vassit heeltyd nie. Daai seisoen wat net nie wil klaar kom nie. Wat net nie wil tot 'n einde kom nie. Vader wil nie in daai seisoen vir die res van jou lewe sit nie. Maar op 'n keerpunt kom. Die Vader herstel nie net die seun se plek nie. Hy gee vir hom ook 'n kleed, 'n simbool van waardigheid. Jesaja 61 vers 10 sê, hy het my geklee met klere van heil. Hy gee vir hom 'n ring van identiteit. Hierdie is my seun. En hy gee vir hom skoene. Dis van vryheid. Slegs die kinders. 'n Kind het skoene gedra. As jy 'n slaaf was, het jy nie skoene gedra nie. 'n Feesmaal is die vreugde van versoening. Psalm 103 sê, barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. God vergeet wat jy gedoen het 10 jaar terug, as jy repent het. En die woord sê, so ver as die ooste van die weste verwyder hy ons oortredinge, en hy dink nooit weer daaraan. Amen. Amen. Nooit is baie lang. Daar's nie 'n tyd gekoppel aan nooit nie. God se genade vir jou en vir my,
herstel wat sonde kom vernietig het. En Jesus my storie, die ouer seun. Gaan ons lees van vers 25 af. En die oudste seun was in die veld, en terwyl hy al nader na die huis kom, hoor hy musiek en beerdsange. Jy sien, hierdie seun, hy is die een wat agtergebly het, toe sy boetie weg was. Ek dink nou, hy het seker maar vir sy pa gesê, ja, hy het altyd die jongste seun voorgetrek. Dit is miskien 'n laat lammetjie gewees, ons sal nooit weet nie. Hulle word mos voorgetrek. Jy gee vir hom alles wat hy moet kry, sy erfdeel, jy gee dit vir hom. Maar jy is nog nie dood nie. Nou moet ek en jy met hierdie ander bietjie wat oorbly, moet ons nou aangaan. Dink jy dis regverdig? Dis goed wat ek aan dink. Ek sit hierdie scenario. Wat gebeur tussen hierdie seun en hierdie pa? Sit jou in hierdie seun se skoene, as jou boetie by jou pa kom en sê, pa, jy is nog nie oorlede nie, maar alles wat jy het, soek ek my erfdeel. Nou. Jy is nou hierdie broer wat saam met die pa op die plaas is. Gaan jou hart miskien bietjie seer word? Die wêreldse mense gaan seker op bolle rondom. As hy vir sy boetie kry, gaan hom seker hier so timmer in die kop. Of sy hare vlieg. Jy verstaan dit. Jy moet hierdie prentjie sien van hierdie seun. Wat gaan hy deur? Hy en sy pa. En hy roep een van die diensknegte na hom toe en vra wat dit beteken. Die sê vir hom, u broer het gekom en u vader het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom gesond teruggekry het. Eerste, vetgemaakte kalf. Hoe lank voer hierdie seun wat agtergebly het, hierdie kalf? Want hy is vet gemaak. Om 'n kalf vet te maak is nie 2 dae nie. Dis nie 'n maand nie. Dis 'n tyd. Jy moet hom nie laat baie hardloop nie. Hy moet amper net staan en eet. Dis wanneer hy vet word. Toe sê vir hom, vers 28, en hy het kwaad geword en wou nie binne gaan nie. Sy vader gaan toe uit en smeek hom. Ek dink hierdie seun het daar buite 'n commotion opgesit. Wat soek hy hierso? Hy het ons klaar sy erfdeel gehad. Hy sien nie 'n plek vir hom op die plaas nie. Wat soek hy hierso? Wat wil hy kom maak? Hy het nie meer beeste nie. Hy het nie meer skape nie. Niks nie. Maar nou kry hy vetgemaakte kalf. Ek dink hy het hierso in ons hart het hy begin kook. Die woord sê nie vir ons daar was 'n bekleierery nie. Maar dink nou wat sou gebeur het van hierdie seun. Hy was opstandig geweest. Maar hy antwoord en sê vir sy vader, kyk, ek dien U so baie jare, en ek het nog nooit U gebod oortree nie, en vir my het U nooit 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende vrolik kon wees nie. Vers 30 sê, maar toe hierdie seun van U kom, wat U goed met hoere deurgebring het U vir hom 'n vetgemaakte kalf geslag. Hierdie broer het woede in hom gehad, hy seën. Sy hart het koud geword teenoor sy ander boetie. En die hoogtepunt in hierdie hele stuk is vers 31. Toe sê hy vir hom, is die pa, kind, jy is altyd by my, en al wat myne is joune. Let op hoe hierdie vader praat. Hy het nie teruggeveg nie. Hy het gesê, kind. Hierdie seun was kwaad, hy was jaloers, hy het bitter in hom gehad. Maar sy pa praat met sagtheid met hom. Hy sê, my kind. Hierdie vader beskuldig hom nie.
Hy nooi hom met liefde nader. Selfs wanneer ek en jy vol van trots is, jaloesie of voel ek is 'n mislukking, sê God nog steeds vir jou, my kind, jy is goed genoeg. Romeine 8 vers 15 sê, deur die Gees roep ons, Abba, Vader. Volgens ek gaan hierdie daai versie bietjie uitmekaar trek vir ons. Die ander gedeelte is wat ek nou gaan, jy is altyd by my. Die Vader herinner hierdie seun, jy is altyd in my teenwoordigheid. Waar is die beste plek om te wees? Is by die Vader se teenwoordigheid. Hy sê eintlik, jy het my nog altyd gehad. Psalm 16 vers 11 sê, in u teenwoordigheid is daar oorvloedige vreugde. Die dag wanneer ons in die hemel kom, in God se teenwoordigheid. Hoe gaan dit wees daarso? Maar ons kan in God se teenwoordigheid hierop wees. Begin worship. Begin in sy teenwoordigheid ingaan deur worship. En terwyl jy worship, begin bid. Begin bid vir goed wat verander moet word. As daar iemand in jou gedagtes opkom, begin bid vir daai persoon. Laasweek sê ek vir Anne Tannie hierdie hele week bly jou gesig by my opkom. Ek sê maar ek het gebid. Sy kry trane na oor. Sy weet jy dat ek het nodig gehad. Dis nie net 'n gedagte wat inkom nie. Heilige Gees kom en weet, bid vir hierdie persoon. Romeine 8 vers 17 sê, as ons kinders is, dan is ons ook erfgename van God en mede-erfgename van Christus. Alles wat die Vader het, sy vrede, sy vreugde, genade, krag en liefde, is elkeen van ons in wat Jesus sit, en staan, in Christus Jesus. Ek sluit af met hierdie gedeelte, kom wees bly saam met my. Die Vader wou hê dat hierdie seun, wat hierdie hart het, sy hart het verhard. Hy wil jy moet kom feesvier. Hy moet kom saam sing. Ja, gesien as jy kwaad is, jy kan nie sing nie. Jy gaan nie kan sing nie. As jy ongelukkig is, jy gaan nie kan sing nie. Tot jy nie jou battlefield hier in binnekant in beheer gekry het, gaan jy nie kan worship nie. Hy roep hom uit sy jaloesie in 'n plek van blydskap en aanvaarding. Hy sê kom my kind. Ek hoor jou hart, ek hoor jy is ongelukkig, maar kom laat ons gaan feesvier. Dink as daar een siel tot bekering kom, een siel, dan jubel en juig die engele. Amen. Ek dink, as dit in my gedagtes, is dit, jy hoor net trompette en tromme en die van julle wat 'n goeie imagination het, imagine dit nie. Imagine dit net vir 'n oomblik. Al die engele staan en jubel en juig vir een siel tot bekering. Amen. Amen. En hoe voel Vader se hart? Baie. Ek dink dit bron soms so.
Filippense 4 vers 4 sê, verbly julle altyd in die Here. Verbly julle altyd in die Here. Dis nie nodig om sielemoen te wees nie. Wees 'n rooi appeltjie. Dis lekker. Nehemia 8 vers 10 sê, die blydskap van die Here is julle krag. As jy voel, ek kan nie meer nie. Ek het nie meer krag nie. Sit net. Die blydskap van die Here is julle krag. 'n liefdelose hart laat 'n harde nalatenskap agter. 'n liefdevolle hart laat vrede agter. Hoekom sê ek hierdie? Want hierdie seun wat agtergebly het, sy hart daad geword. Hy wou nie hoor van liefde nie. Hy wou seer met seer regmaak. Maar soos 'n vader se hart is, my kind, jy is nog steeds goed genoeg. Hy seun wat alles gaan mors het, terug te bring en sê, weet jy wat, dis welkom huis. Hy gee vir hom sy identiteit terug as my seun. Elkeen van ons wat hier so sit, iewers in die lewe, was daar 'n punt of iets gewees, wat jy jou identiteit verander het van Christus af. Maar die dag toe jy weer kom versoen het daai identiteit herstel. Nou sê Vader, my kind, jy is goed genoeg. Dink nou wat het hierdie seun wat agtergebly het, wat het hy vir sy vriende vertel van sy broer wat weg is. Die dag as jy moet tot sterwe kom, wat gaan iemand sê as jy moet gaan? Hoe gaan die gesprekke wees oor jou? Jy gaan dit nie hoor nie. Jou naaste, jou geliefdes gaan dit hoor. Gaan dit wees, hy het altyd God se liefde vir sy medemens gehad. Of van, hy was net 'n regte suurlemoen gewees. Van goedheid weg. Ek het 'n ander dag gehoor. My hart het seer geword om te hoor dat iemand wat God gevorm het, dit moet doen. Dis beter hy is weg. Wat sy gesprek gaan ek en jy agterlaat as ons hierdie tuiste hier verlaat, ons ewige heerlikheid toe. Wanneer ons daar saam met Jesus is, wat gaan die mense dink? Wat gaan die mense sê van jou lewe? Die Vader se woorde fluister steeds vandag in elke hart wat dalk moeg of teleurgesteld is. Jy is miskien al teleurgesteld in jou lewe. Iemand al gesê jy is 'n mislukking. Jy is nie goed genoeg nie. Jy sal niks word in die lewe nie. God sê, jy is goed genoeg. En hy sê, my kind, jy is altyd by my. En alles wat ek het, is joune. Mag ons leef as kinders van 'n liefdevolle Vader, dankbaar, vreugdevol en seker van sy oorvloedige genade. Elkeen van ons gaan eendag 'n departure hê. Elkeen van ons wat so sit. Maar ek wil nie praat oor die seun wat alles opgemors het nie. Ek wil by jou afsluit
as die seun wat agtergebly het. Dat jou hart nie moet verhard teenoor iemand anders nie. Dat jy nog steeds God se liefde het vir iemand wat jou te nagekom het. As iemand jou te nagekom het en jy wys vir hom God se liefde, hulle voel lekker sleg. Want hoe kan daai persoon nog steeds my met goddelike liefde aanvaar? Dis God se liefde wat binne jou is. Jy hoef nie jouself gaan probeer defend nie. Want God Heilige Gees binne jou help jou. Kom ons sit so dan met ons afsluit. Dankie Vader vir u oorvloedige genade en liefde. Vader, dankie dat ons harte sal nie verhard teenoor mense wat ons te nagekom het in die lewe nie. Vader, dat ons hulle sal vry spreek en by u vergifnis vra. Vader, want baie keer weet die mense nie wat hulle doen nie. Maar dat ons gebed sal wees, Vader, wees hulle net genadig. Vader, dat hulle nie hulle harte so sal verhard en 'n muur om hulle self bou, dat hulle u heerlikheid, u teenwoordigheid eendag sal mis in die hemel nie. Vader, dankie dat ons weet dat u vir elkeen van ons hierso ongelooflik baie lief is. Vader, soos ons is daai verlore seun wat teruggekom het, en u is so dankbaar om ons terug te kan verwelkom in die huis. Ons gee vir ons 'n nuwe identiteit. U kom herstel dit, wat geen mens kan koop nie. Ons weet dat wanneer ons hierso ons oor eendag hierso gaan toemaak en ons gaan opgaan na u toe. Vader, mag dit wat ons agterlaat, die gesprekke, mag dit u behaag. Mag dit nie wêreldse gesprekke wees van hoe en wat die mense dink ons is nie. Maar Vader, dankie dat ons kan leef soos kinders van u. Dat ons vir u sal eerste stel. Dat dit nie net oor ons sal gaan, Vader, maar dat alles wat ons doen, dat u goedkeuring sal wegvat. Dat u sal sê, wel gedaan my kind. Wel gedaan. Oor min was jy besorg, maar oor vele sal ek jou aanstel. Jy sit miskien hierso vandag en jy voel, mense sê ek is nie goed genoeg nie. Ek is 'n mislukking. Moenie worry wat mense sê nie. Gee dit vir God. God sal met dit dien. Maar daai mense wat dit spreek, begin vir hulle bid. Dat hulle oë sal oopgaan. Dat hulle sien wat God in jou sien. As 'n Godseun, 'n Godsvrou. Dankie Here Jesus. Dit is my gebed in u heilige naam. Dat u met ons sal wees. Dat u ons sal behoed en bewaar en beskerm. Amen en amen.